Hallo, ek is Dominee Adrian Botes van Leidenburg en ons gesels verder oor ons tema geloof en praktyk. En daar is nog te sê oor die Israeliete, veral daar voor die mure van Jericho. Ons lees in Hebreërs 11 vers 30, die geloof het die mure van Jericho geval nadat daar 7 dae lank omheen getrek was. Nou Jericho was 'n stad met sterk mure en goeie soldate. En die stad was daar om die druwe deur die Jordaan en die pad na Jerusalem of Salem soos wat in die ou dae genoem was te beskerm. En dit was nie sommer maar net 'n klein visserdorpie met houthutte nie. Die stad was sterk en die soldate was goed om hulle taak te verrig. Josua het eendag op 'n plek gaan sit om die stad te sien en planne te maak hoe om oorlog te maak teen die stad. En hy sou sekerlik baie planne kon gemaak het en moes gemaak het, maar al daardie planne sou sonder enige foute moes slag. En toe Josua opkyk, sien hy 'n man waar daar staan met 'n swaard in die hand, en die man het homself bekend gestel as die leeraanvoerder van die hemelse leerskare, met ander woorde die engel van die Here, die seun van God, in die gestalte waarin hy vir sy menswording verskyn het. En die Here het aan Josua sy plan bekend gemaak om Jericho in te neem. Hy moes vir 6 dae 1 keer om die stad loop en terug gaan kamp toe. En die 7de dag moes hulle 7 keer om die stad loop en dan die ramshorings blaas en hulle moes hard skreeu. En dan sou die mure in mekaar val. Hier is nie 'n plan wat menslik sin maak nie. Dit sou nie sin maak vir die Israeliete en nog minder vir die soldate op Jericho se mure wat hierdie vreemde ding moes aanskou nie. Dis hoe dit gaan met God se plan en dit maak nie baie kere vir ons sin nie. Dink aan hoe God vir ons verlossing gegee het. Die seun van God word mens om vir ons sondes aan die kruis te sterwe. Dis 'n swak manier om menslik te sterwe en nie soos die helde in die films uitgebeeld word nie. En tog is dit hoe God die kettinge van sonde om ons laat afval het en ons gereinig het. Die grootste oorwinning in die geskiedenis van die wêreld het aan die kruis gebeur. En Josua en sy manne het geglo en rondom die stad geloop, net soos wat God beveel het, en dat hulle self nie van God se plan geskaam toe die mense van Jericho, wat eers gevrees en gebewe het, nou op die muur staan en vir hulle lag nie. En op die 7de dag, op die getal van volheid, het die mure van Jericho geval. En daar is nie 'n goddelose stad soos Jericho wat voor ons staan nie. Ons staan teenoor 'n goddelose wêreld, heersers, goddelose onderwysinstansies, en ons noem dit maar. En ons dink baie in ons harte van revolusie. Maar die Here leer ons nie om wapens op te tel. Die Here se strategie is anders en dit maak vir ons nie sin nie menslik sin nie. Want die Here se strategie teen die bose wêreld is dat ons die evangelie moet verkondig en disippels moet maak en dat ons lig vir die wêreld moet wees, wat die duisternis wegdryf en sout vir die aarde wat genees en verrotting teenwerk. En die Here se strategie is om sy skape by mekaar te maak en te versamel, elkeen wat hy uitverkies het. En dan in die volheid van die tyd sal die Here die mure van Jericho op die laaste dag laat val. En die vraag wat ons vir mekaar moet vra is, maar lag ons vir die plan van God? Dink ons God se plan is swak? Dink ons God is swak? Dink ons dat dit nie 'n sinvolle plan is nie en ons probeer op ons eie maniere in hierdie wêreld te oorleef? Of volg ons maar God se plan, al is dit dat mense vir ons lag daaroor en al maak dit menslik nie sin vir baie mense nie. Dat ons God se plan volg en doen wat hy sê en sy kerkie op aarde bou. Sodat hy in die volheid van die tyd die oorwinning kan bring. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk op hierdie aarde kom, soos wat u dit wil hê, dit moet kom. En laat ons volgens u wil lewe in die duisternis beveg, sodat u wil op aarde sal geskied, soos wat u wil hê, dit moet geskied. Amen.